heartbeat rising. You're tuned to the pet pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Goeiedag en welkom by The Pet Pulse. Ek is Iliana en hierdie is die plek waar ons alles vier wat ons troeteldiere so spesiaal maak, van praktiese raad oor gesondheid en versorging tot nuttige wenke vir opleiding, gedrag en algemene welstand. Ons gesels hier oor alles wat jou kan help om jou troeteldier gelukkig en gesond te hou. Ons kyk ook na interessante feite, plaaslike stories en soms selfs 'n paar hartroerende oomblikke wat wys hoekom ons diere so 'n groot deel van ons lewens is. So of jy nou 'n hond, kat, voël of enige ander troeteldierliefhebber is, bly ingeskakel. Hierdie is die Pet Pulse waar ons omgee vir die harte en pote van ons beste vriende. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor troetelslange en ek gaan spesifiek fokus op hulle algemene behoeftes sover temperatuur gaan, veral met die winter wat nou so stuk besig is om ons te bekruip. Nou die groot rede vir hierdie spesifieke gesprek is doeteenvoudig die feit dat baie slangeienaars baie smooth deur die somer gaan en in die winter is daar 'n krisis. So met ander woorde, die slange is eintlik nie korrek ingerig nie, maar in die somer besef jy dit nie, want hy eet, hy verteer, sy toiletgewoontes is aanvaarbaar en dan dink mens, alright, alles is reg. Maar sodra die koue kom, dan begin probleme opduik. So baie slangeienaars het eintlik absoluut geen idee wat aangaan, sover as wat temperatuur en temperatuurgradiënte en regulasie gaan nie. Hulle weet miskien glad nie eers eintlik hoekom 'n hittebron regtig nodig is nie. En dit is waar ek vandag graag so 'n bietjie van hulp wil wees. En ek moet sê, ek kan getuig, hierdie laaste paar weke wat ons nou nogal so 'n paar koelerige dae gehad het, daar het alreeds begin probleme kop uitsteek, sover as wat slange en verkeerde temperatuur gaan. 'n Baie belangrike ding wat ons natuurlik moet onthou van troetelslange, is dit wat die meeste van ons alreeds weet. Die feit dat hulle koudbloedige diere is. Soos ek sê, die meeste van ons weet dit alreeds, net soos wat die meeste van ons weet dat ons as mense weer warmbloedig is. Maar die probleem is dat mense nie altyd so lekker weet wat presies beteken dit dat jou dier koudbloedig is nie. So 'n slangeienaar kan sê, okay, wel, ek besef hy's koudbloedig, maar wat op die aarde is ek veronderstel om te doen met hierdie inligting? Ek weet nie wat om te doen daarmee nie. Ek weet hy's koudbloedig, maar wat beteken dit? Wat het hy van my nodig? Wat is sy behoeftes? Wat moet ek weet van die feit dat hy koudbloedig is? Wat moet ek weet van sy versorging omdat hy koudbloedig is? En 'n baie maklike manier om dit te verduidelik is doeteenvoudig dat 'n slang 'n eksterne hittebron nodig het om sy liggaam op te warm vir basiese funksies soos byvoorbeeld vertering. Dis natuurlik baie anders as ons. Ons verteer konstant, maar 'n slang het nodig om sy liggaamstemperatuur, kan ons sê, manually op te stoot deur middel van iets wat hitte afgee om basiese funksies te verrig. 'n Goeie manier om dit te illustreer is as jy dink aan 'n kombers. Ons is warmbloedig. So as jy so 'n bietjie koud kry en jy draai jouself lekker styf toe in 'n kombers, dan gaan jy binnekort warm begin kry. Dit is omdat ons lywe hulle eie hitte genereer. En die kombers help om daai hitte vas te keer naby ons lywe. En so word ons 'n bietjie warmer as ons onsself lekker styf toedraai in 'n kombers. Waar 'n slang se lyf genereer nie sy eie hitte nie. So as 'n slang koel is en jy draai hom lekker styf toe in 'n kombers, gaan dit absoluut op die aarde geen effek hê nie. Dit kan hom nie warmer maak nie, omdat hy nie sy eie hitte kan genereer nie. So 'n slang het iets ekstern nodig wat fisies warm is. In die natuur kan hy in die son lê, dalk op 'n warm klip gaan lê, en in aanhouding het ons nou natuurlik, kan ek sê, artificial maniere om die ouetjies warm te hou, soos byvoorbeeld heating pads en heat emitters. Nog 'n belangrike ding om te onthou is die feit dat slange nie deur hibernation gaan nie. Baie mense sal sê, ag nee man, die slang het nou nie hitte of iets nodig deur die winter nie, want in die winter hiberneer slange, hy gaan dwars deur die winter slaap en jy gaan weer vir hom in die somer sien, moet nou nie vir hom hitte gee nie, want hy gaan in any case slaap.
En is baie belangrik om te weet, slange hiberneer nie. Sommige slange in sommige streke waar die winters koud is, gaan deur iets wat 'n bietjie soortgelyk is, maar nie dieselfde ding nie. Om dit baie kortliks te stel, hibernasie is iets wat diere soos bere doen. En dit is basies 'n doodse slaap. Daar is geen aktiwiteit nie, hulle word nie tussendeur wakker nie, hulle beweeg nie, hulle is basies in 'n dooie slaap, dwars deur die winter. Waar slange doen iets wat ons noem brumation. En dit is nie 'n doodse slaap nie. Dit is meer 'n idee van ernstig verminderde aktiwiteitsvlakke. So hulle is so min aktief as moontlik om energie te spaar, en hulle beweeg steeds rond, so hulle sal nog steeds water drink, en op 'n warmer dag sal hulle dalk selfs nog uitkom en 'n klein bietjie in die son rond lê, en dan weer teruggaan. So hibernasie is 'n doodse slaap, en brumasie is meer 'n geval van ek spaar elke druppel energie wat ek kan kry en ek eet nie. Nou net om kortliks te noem, brumation is nie iets waaroor jy bekommerd gaan moet wees as jy net troeteldiere aanhou nie. Brumation is iets wat teelers gebruik in spesifieke tipes slange vir teelsiklusse. So as jy net 'n troeteldier het, moet hom definitief nie in brumation probeer inforceer nie. Die probleem is as mens dit verkeerd doen en daar is byvoorbeeld nog kos in die pensie oor en jy sak die temperatuur te veel, dan kan jy per ongeluk jou slang vermoor. So hou die temperatuur soos wat jy dit normaalweg sou hou en moet dit nie aspres sak nie. Wanneer dit kom by die temperatuur binne in 'n slangkas, glo mense soms dat die hele kas binne in presies dieselfde warm temperatuur moet wees. En dit is eintlik glad nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. 'n Slangkas moet 'n temperatuurgradiënt hê. Met ander woorde, een kant van die kas gaan warm wees, hy gaan effe afkoel na die middel toe, en aan die teenoorgestelde kant van die warm kant gaan dit natuurlik na die koelste wees. So met ander woorde, die slang kan homself reguleer volgens sy behoeftes. So jy het vir hom 'n warm area daarso, wanneer hy moet verteer, gaan hy meer gebruik maak van sy warm area. Wanneer hy klaar verteer het, en dit is toevallig 'n warmerige dag, dan gaan hy meer gebruik maak van sy koel area. So hy wil nie heeltyd presies dieselfde temperatuur wees nie, hy wil homself reguleer volgens sy behoeftes. So dit is belangrik om vir 'n slang 'n gradiënt te bied, sodat die hele kas nie oral oorwarm is nie, maar dat hy wel kan afkoel en dat hy kan opwarm. Nou die mees algemene eksterne hittebron wat ons gaan gebruik om vir 'n slang hitte te gee, is 'n heating pad. My persoonlike gunsteling is die foil heating pads, hulle werk vir my baie lekker en hulle is taaf. Daai goed is survivors, hulle hou baie goed. Belangrik, onthou, die heating pad moet gekoppel wees aan 'n termostaat. Die termostaat gaan verseker dat jou slang nie overheat en die heating pad te warm raak nie. Onthou, 'n heating pad is definitief in staat om warm genoeg te raak om verskriklike ernstige brandwonde op 'n slang te veroorsaak of hom selfs dood te brand. Baie keer as mens heating pads koop, dan sal jy 'n lysie kry met die temperatuur wat korrespondeer met die spesifieke grootte en wattage heating pad. Ongelukkig kan mens dit nie glo nie. Ek kan nie vir jou waarborg dat hierdie spesifieke heating pad hierdie spesifieke temperatuur gaan word nie. Dit hang alles af van die omgewing. So dit hang af hoe warm dag dit is, dit hang af hoe warm jou huis en die spesifieke vertrek is, en dit hang selfs af van die tipe slangkas waarin jy dit gebruik. As jy hom in 'n baie klein kas gebruik, wat baie well insulated is, gaan hy warmer raak, waar as jy hom in 'n yslike kas sit, met verskriklik baie ventilasie, gaan hy nie naastenby so warm raak nie. So hoe warm daai pad gaan raak, hang absoluut af van die eksterne omstandighede. So moet nooit vertrou dat die heating pad sinema net 30 grade gaan raak en nie warmer nie, en dan sit jy hom net so in en hy raak te warm en jou slang kry seer nie. Koppel dit altyd aan 'n termostaat. Dit klink baie meer gecompliseerd as wat dit is. Ek vind nuwe eienaars dink partykeer, o genade tog, so is nou nog 'n ding. Maar dit is eintlik baie maklik. Mens koppel die termostaat, daar is altyd op YouTube baie maklike instruksies wat mens sommer saam met die video kan volg om hom te koppel. En wat die termostaat dan gaan doen, is hy gaan die heating pad af en aan sit.
So jy stel die temperatuur waarop jy graag die pad wil hê, en wanneer die pad daai temperatuur bereik, dan switch die termostaat hom af. En wanneer hy onder die temperatuur raak wat jy hom wil hê, dan switch die termostaat hom weer aan. So die termostaat het 'n probe wat die temperatuur meet. Ek vind baie keer weet mense nie eintlik wat om nou eintlik te doen met hierdie probe nie. Die probe is die termostaat se termometer, want as hy nou die krag moet aan en afsit na die heating pad toe, moet hy weet waar die temperatuur staan. So as jy sien maar die heating pad op die bodem van die hok het, waar hy asseblief moet wees, hy moet nie teen die kant wees of bo nie, hy moet op die bodem wees, en die probe van die termostaat hang bo in die hoek, dan help dit jou niks nie. Want hy vat dan die temperatuur wat daar deur bo in die hoek is, en die heating pad gaan nog steeds net aanhou warmer en warmer en warmer word. So dit help niks jou probe dangle in die lug rond nie. Waar jy 'n probe wil hê, is waar jou slang se warmste area gaan wees. So jy wil daai probe hê pretty much waar die slang op die hotspot gaan lê. En dit is waar jy hom wil hou. Jy wil hom nie uit die lug uit laat dangle of van die koue kant hang of op 'n random plek hê nie. Dit vat soms 'n bietjie trial and error om hom op die regte plek te kry, maar die probe moet op die hotspot wees. Onthou natuurlik ook, mens wil nie die temperatuur wat die termostaat vir jou gee 100% op sy eie vertrou nie. Ons wil natuurlik die termostaat vertrou, hy het 'n belangrike werk om te doen, maar mens moet altyd dubbel seker maak, die temperatuur is wel korrek. En die maklikste en beste manier om dit te doen is met 'n temperature gun. En dit is inderdaad daai McGaffertjies wat inkopiesentrums gebruik het tydens die COVID-tyd om jou temperatuur te check. Dit is 'n lieflike dingetjie om te hê en dit vat vir jou sekondes en jy weet presies wat aangaan in jou slankas. Jy druk die knoppie, hy sê pliep, hy wys vir jou die temperatuur. So dit is 'n lekker maklik en vinnig om die warmkant te check, om in die middelrond te check, om die koelkant te check en selfs om die slang self se temperatuur te check. So 'n temperature gun is definitief 'n non-negotiable. Onthou, jy kan nie jou hande vertrou om die temperatuur te meet nie. Ek weet mense dink baie keer jy kan, ek is mos nou nie simpel nie, ek kan voel of dit koud of warm is. Nee, ons kan nie altyd nie. Ek beloof ons kan nie altyd nie. 'n baie goeie voorbeeld. Gisterand is ek besig met 'n boa se kas en ek dink jene my girl, maar hoekom voel dit so koel hier binne by jou? Die kas is op 'n termostaat, alles wys reg, alles lyk fyn, maar dit voel net vir my koel. Gaan haal die temperature gun. Hotspot is op 31 grade, dit is perfek, maar op my hande voel dit te koel in daai spesifieke kas. En ek het in 'n paar kaste gewerk. Hoekom net daai spesifieke een vir my te koel sal voel, kan ek nie eers verklaar nie. Maar omdat ek besig is en op en af is my hande redelik warmer gewees en dit het vir my koel gevoel. En die ander goeie voorbeeld is vanoggend weer, maak vir my lekker koffie. Natuurlik soos wat dit gewoonlik met koffie gaan, en dit nou dalk so 'n paar minute geneem voor ek actually die beker in my hand gehad het om my koffie te drink. En toe ek die beker vat, toe dink ek, ag, dit is nou so lekker warm. Dit is so toasty warm. Dit voel so lekker. En ek was binneshuis besig. Ek was nie buite dat my hande ekstra koud was of iets nie. Ek was binne besig. En toe dink ek, kom ek vat vir interessantheid hierdie beker se temperatuur. En onthou, ek sê nou dit het lekker gevoel, lekker warm, lekker cozy, weet as mens met jou hand so voel, dan dink jy, jene, ek sal like om 'n slang te wees wat hier op lê, want dit is nou nice. Die beker se temperatuur was 53 grade Celsius. Dit sal 'n slang doodmaak. So, ek spot nou daarmee, maar ons kan definitief nie die temperatuur regskat met ons hande, né? Logies natuurlik behoort jy daarom nou te kan voel as die hitte miskien heeltemal af is of so tipe iets. Maar mens moet nie jou hand gebruik om te probeer uitfigure of die temperatuur reg is nie. Want ons skat nie baie lekker nie. Want wat vir ons lekker voel, sal 'n slang doodbrand. En soms, wat perfek is, voel vir ons heeltemal te koud. In die plek van heating pads gebruik mense soms inskroefopsies. Nou jy kry heating lamps wat mense gewoonlik na sal verwys as 'n rooi lig. Ons almal ken die rooi lig. Alhoewel mense kry hulle in rooi, jy kry hulle in pers, jy kry hulle in wit. Dan kry mense ook ceramic heat emitters. Dit skroef ook in soos 'n gewone gloeilamp, maar dit is 'n soliede, harde, keramiekige tipe ding. En dan kry mense ook
poultry fan heaters. Dit is ook iets wat jy indraai, soos 'n gloeilampie, en hy blaas effens 'n lig uit wat warm is. Nou oor die algemeen gaan 'n heating pad genoeg wees vir jou troetelslang, waar ons byvoorbeeld die fan heaters en die ceramic heat emitters gebruik, is by ons boa wyfies wat teel. Die gravid wyfies, met ander woorde die wyfies wat babietjies in hulle het wat besig is om te groei, want hulle wil hoër temperature hê as wat ons vir hulle kan bied met net heating pads, veral omdat ons huis 'n bietjie aan die koelerige kant is en van die kaste is nogal relatief groot. So heating pads alleen in daai spesifieke omstandighede is nie genoeg nie. Maar ek wil graag noem dat mens bewus is daarvan. Heating pads, soos ek sê, is oor die algemeen genoeg. Dit gaan werk in die meeste gevalle. As mens gaan vir 'n ceramic heat emitter, dan wil jy 'n light guard of 'n light cover opsit. Dit is basies 'n draadhuisie wat jy om die emitter vasskroef teen die dak van jou kas, sodat die slang nie direkte kontak kan maak met die heat emitter nie. Heat emitters is lieflik, as jy hulle reg gebruik, as jy nodig het om hulle te gebruik, maar as jy raak aan daai ding, gaan hy vir jou brand, dat jy vir die volgende 3 weke weet jy is gebrand. Hulle raak ongelooflik warm. En die probleem met 'n slang is, hy gaan dink, oeh, dis nice, en hy krul om daai ding, en teen die tyd wat hy besef hy brand, is hy al verskriklik ernstig gebrand. Dieselfde met heating lamps. As mense 'n heating lamp gebruik, moet hy 'n cover oor hê, sodat die slang nie in direkte kontak met die lamp kan kom nie, want hulle doen dit. En sover as wat heating lamps gaan, ons wil nie gekleurde ligte gebruik nie. Jy wil nie rooi en pers en enige gekleurde ligte gebruik nie. Dit irriteer hulle oogies net soos wat dit ons in gaan irriteer. So die enigste heating lamp wat mens wel sal gebruik, is 'n witte. Maar baie slange is baie skaam en wil nie die heeltyd stak wees met wit lig nie. En jy wil ook daarom in die aande hê hy moet in donkerte slaap. So wit heating lamps, as jy hom net in die dag gebruik, okay, en 'n ander bron vir die aand, sure. Maar oor die algemeen gaan mens nie mik vir heating lamps nie. En dan die poultry fan heaters gaan mens net gebruik in verskriklike groot kaste. Jy gaan hom definitief nie in 'n klein kassie gebruik wat jy net op jou countertop sit nie, want hy gaan kokend warm raak. Onthou, die temperatuur wat jou slang moet wees, hang af van die tipe slang wat dit is. Party hou daarvan bietjie warmer, ander nie. Maar oor die algemeen kan ons sê, very generalized, die meeste slange se hotspots gaan so 30 na 33 grade Celsius wees. Oor die algemeen, onthou hierdie is 'n baie wide generalization, 30 na 33 grade Celsius. Mens wil nie warmer as dit gaan nie, want onthou, warmer temperature kan hulle fisiese brandwonde gee, dit kan hulle heatstroke gee, en dit kan lei na dood, of selfs na permanente neurologiese skade. So mens wil baie versigtig wees, en ek sou voorstel, voordat mens 'n slang in 'n nuwe kas sit, of voordat jy 'n slang in 'n kas sit waar jy 'n nuwe heating installeer het, laat hardloop dit eers, en double check met jou temperature gun, maak seker die temperatuur is in range, en dit raak nie te warm nie. Nog iets wat mense nie altyd besef, maak nogal 'n redelike verskil in die temperatuurregulasie in hulle kaste nie, is waarvan die kas gemaak is, watter tipe slangkas jy het. Nou, glastanks word nie aanbeveel vir slange nie, hulle is doeteenvoudig net onprakties. Hulle is onprakties vir ander redes as temperatuurregulasie ook, maar hierdie gesprek gaan oor temperatuurregulasie. Glas is nie goed met hitte inhou nie. So dit is weer eens 'n geval dat deur die somer gaan dit heel fyn wees, maar wanneer die winter kom, dan gaan jy sukkel. Dan is dit 'n verskriklike mission om selfs net te probeer om die slang effens warm genoeg te hou. Veral in kouer areas. Ek is hier so in die Vrystaat. Ons kry koud in die winter, mense. My huis is koud. So, as jy in 'n warmer area is, of jou vertrek is warmer, gaan jy minder sukkel met glastanks, maar oor die algemeen, as jy 'n keuse het, gaan ek nie 'n glastank aanbeveel nie. Ek sal sê, kry eerder 'n kas van hout, of as jy vir plastiek wil gaan, that also works. Houtkaste is decent met temperatuur hou, onthou hy het ook glas, maar hy het net aan die voorkant glas, so dis baie beter. En soos ek sê, plastiek werk ook lieflik. Ek wil graag ook net 'n laaste bietjie klem daarop lê, dat dit regtig belangrik is, en deel van
basiese versorging is om te verseker jou troetelslange se temperature is korrek, veral deur die winter. Natuurlik deur die somer wil ons ook verseker alles is korrek, maar soos ek genoem het, in die winter is wanneer die foute begin duidelik raak en probleme begin opduik. Die regte temperature is nie 'n ekstra nie. Die regte temperature vir reptiele is 'n non-negotiable. So dit is iets wat gedoen moet word. En die ongelukkigheid van die saak is, as die temperature te laag is, dan kan jy jou slang verloor. Daar's verskeie maniere waarop dit kan gebeur. Hy kan dalk doodeenvoudig doodgaan oor 'n verskriklike koue. Hy kan miskien eers 'n respiratoriese infeksie kry omdat hy te lank te koud is, en as hy dan nie mediese hulp en 'n warmer kas kry nie, gaan jy hom verloor. Daar kan dalk onverteerde kos in die pens wees wat vrot word en sy einde beteken, of 'n slang kan so ernstig verstop dat hy doodgaan omdat hy nie warm genoeg is om te verteer nie. En so kan die lys aangaan. So weer eens, die ongelukkigheid van die saak is, verkeerde temperature kan jou dier se dood veroorsaak. So maak seker jou temperature is reg in die winter. As dit nie is nie, fix dit so gou as moontlik, en indien jy nie seker is hoe om dit reg te kry nie, reik uit vir hulp en vra en maak seker. Onthou ook, moet nie na mense luister wat brag oor hoe die slang so lank geleef het in hierdie koue vertrek sonder enige verhitting ensovoorts nie. Dit is nie die moeite werd om met jou dier se lewe te gamble oor iemand se stories nie. So volg die regte versorging volgens die tipe slang wat jy het, en dit is die beste wat jy vir hom kan doen. En dit bring ons dan aan die einde van vandag se The Pet Pulse. Onthou, 'n gesonde en gelukkige troeteldier begin by liefde, aandag en die regte kennis en versorging. Die klein dinge wat jy elke dag doen, maak 'n groot verskil in jou troeteldier se lewe. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Iliana en ek sien uit om volgende keer weer saam met jou te gesels oor alles wat ons diere se lewens beter maak. Tot volgende keer, en gee vandag jou troeteldiere ekstra drukkie van my kant af. Low, low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.